Ons wonderlike Vader, wat 'n voorreg dat ons U mag gaan bid, wat 'n voorreg dat ons kan getuig dat U ons gered het en Vader, ja, wees so diep bewus van ons eie onvermoë. En ons kyk na die geskiedenis van ons volk en Israel deur al die eeue, dan sien ons daardie onvermoë en dan kan ons net stil word vanmôre en sê dankie vir U genade, dankie vir U verlossing, dat U raadsplan voor die grondlegging van die wêreld bepaal het dat Yeshua vir ons gaan sterf en gaan opstaan, sodat elkeen van ons in hom gewederbaar kan word, nuut gemaak kan word. En Vader Jahwe, dat ons vanmôre aan U mag behoort. En daarom al die lof, al die eer kom U toe. En ons gebed is, word U werklik, ook in ons midde, ook vanmôre, wanneer ons die woord hanteer, wanneer ons daarin verlustig. Want Vader Jahwe, dit is die getuienis ook van ons lewe, van ons redding, van ons hoop, en ons verwagting in U. Word dan verheerlik ook vanmôre in ons samesyn. Ons bid dit in Yeshua se naam alleen. Amen. Geliefdes, ek kan gerus sit. Nou ja, hartlike goeiemôre aan elkeen. Kom ons blaai saam na ons teksgedeelte Daniël 7 wat ons almal baie goed ken. Daniël hoofstuk 7. Ek dink in hierdie tyd ken die meeste van ons hom eintlik baie goed. Daniël 7. Nou ons het 3 teksgedeeltes. Die ene is Daniël 7 en die tema van vanmôre se boodskap is wie sit op die troon? En julle gaan sien in die eerste gedeelte kyk ons in Daniël na die heerskappy van Yeshua, sy regering. En dan gaan ons kyk na die implikasie van sy regering in Matteus en dan net weer 'n refleksie van die ewigheid in Openbaring 19. Maar eers Daniël 7. Nou julle kan onthou, dis nadat hy daai 4 diere aankondig, Daniël, daardie 4 diere, die eerste ene was soos 'n leeu gewees, die tweede ene was soos 'n beer gewees en die derde een soos 'n luiperd en die vierde een hierdie skrikwekkende dier. Dis hierdie koninkryke wat oor die wêreld gaan. Deur al die eeue heen is hierdie koninkryke, maar dan kom daar 'n koninkryk wat anders is as al die koninkryke. In Daniël 2 kan julle onthou, het hy dit uitgebeeld as 'n klippie wat loskom en hierdie rots word en hy verpletter daai beeld. Julle kan dit van Daniël 2, is dieselfde beeld, hier het word net uitgebeeld in diere in plaas van 'n beeld. Maar wat gebeur in Daniël 2, is dit daai klip wat hierdie fynstam, dat die woord sê dat die wind dit wegwaai, dat daar niks oorbly van daai koninkryke nie. Nou in Daniël 7 word dit vir ons uitgebeeld as die heerskappy van Yeshua. Hoor nou mooi, ons lees daar vanaf vers 9 af. En ek het bly kyk totdat trone reg gesit is en 'n oue van daar gaan sit het. Sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof so skoon wol. Sy troon was 4 vlamme, die wiele daarvan brandende vuur. 'n Stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan, 1000 maal duisende het hom gedien en 10.000 maal 10.000 het voor hom gestaan, die geregtigheid gaan sit en die boeke is geopen. En ek het toe bly kyk totdat vanweer die stem van die groot woorde wat die horing gespreek het, ek het bly kyk totdat die dier gedood is en sy liggaam vernietig en aan die verbranding deur die vuur oorgegee is, ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem en die verlenging van die lewe is aan hulle gegee tot op die tyd en die uur. En nou belangrik, en ek het gesien in die naggesigte, kyk met die wolke, met die hemel uiteengekom, so die seun van die mens. En hy het gekom en tot by die oue van daar en hulle het hom nader gebring voor hom. Voor ons verder lees, julle kan onthou in Johannes, in die stilte tye verwys ek elke keer, wat is die term wanneer Yeshua die meeste na homself verwys? Die seun van die mens. Waarvan praat hy? Van hierdie profesie. Almal wat die Ou Testament gelees het hierdie profesie geken en die verwagting gehad vir die koms van die seun van die mens. En hier kom Yeshua en hy sê, ek is die seun van die mens. Hoor nou die volgende vers 14. En aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap, en al die volke en nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy, wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk, een wat nie vernietig sal word nie. Goed, so hier is die begin. Die koms van Yeshua, hy neem die heerskappy as die seun van die mens,
en hy regeer. Maar hoe lyk sy regering? Wat beteken dit vir jou en vir my? Want hierdie is die belangrikheid, want die nou ja, nou kan ons verder gaan. Skus julle vir die oomlikse onderbreking. Nou wat belangrik is dat wanneer ons dan nou handel uit Matteus 11 uit, gaan ons kyk hoe regeer Yeshua, want wat is die implikasie? Dis wonderlik dat Yeshua op die troon sit. Maar nou gaan ons kyk wat is die implikasie vir ons, want dis die belangrikheid van sy regering. Hoekom kom regeer Yeshua op aarde? Hoekom kom ontvang hy die mag en die majesteit en die heerlikheid? Om ter wille van ons. Dis jy sy liefde vir sy bruid. Nou kom ons lees dan daar Matteus 11 vers 27. Matteus 11 vers 27. Kom ons lees daai pragtige getuienis wat aansluit nou by wat ons gelees het in Daniël 7. Alles is aan my oorgegee deur my Vader en niemand ken die Seun nie behalwe die Vader. Ook ken niemand die Vader nie behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. En onthou nou, kyk gou vinnig op, die belangrikheid, hoekom kom Yeshua? Om Jahwe aan ons te openbaar, om die karakter van Jahwe aan ons te openbaar, want daar was hierdie skeiding tussen ons en Jahwe, dis hoekom ons uit die tuin van Eden uitgedryf is, daai skeiding, en hoekom kom Yeshua? Hy kom openbaar die Vader dan juis aan ons, maar hoor wat sê vers 28, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Dis die hele fokus van Yeshua se regering. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Geliefdes, die vraag is, wie is die een wat in totaliteit aan ons die lewe gee, wat aan Israel die lewe gee? Wie is dit? Yeshua. Nie onsself nie, in onsself is ons swak. Ons rus juis in hom, ons roem juis in hom, ons bely juis hom, ons leef juis in hom, en dis daai, my juk is sag en my las is lig. En hy nooi ons uit na hom toe. Maar nou gaan ons na Openbaring 19 toe. Openbaring 19 vers 11. En nou sien ons dit in daai majesteit. En toe het ek die hemel geopen gesien en daar was 'n wit perd en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig en hy oordeel en hy voer oorlog in geregtigheid. En sy oë was soos 'n vuurvlam en op sy hoof was baie krone en hy het 'n naam wat geskrywe is wat niemand ken nie behalwe hy self en hy was bekend met 'n en hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was. En sy naam is die woord van God. En die leers van die hemel het hom gevolg, op wit perde, bekleed met wit en rein, fyn linne. En uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan, en hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer, en hy trap die paarskyp van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van die God die Almagtige. En hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die koning van die konings en die heerser
van die heersers. Tot sover lees ons dan nou saam. Die fokus van vanmôre se boodskap, die grootste probleem in ons lewens vandag is nie soseer die sonde nie, maar die rebellie teen die heerskappy van Jahwe. Dis ons groot uitdaging. Ons sien dit manifesteer in sonde, maar sonde is eintlik net die uitvloeisel uit dit uit. Dit begin by daai rebellie. Die wortel van alle sonde begin nie net by ongehoorsaamheid nie, maar in werklikheid by rebellie. Daarom het ons begin in ons teksgedeelte by wie regeer, wie heers. En dis Yeshua. En nou word ons geroep, en onthou, dis het al begin, deurdat die Satan al voor die tuin van Eden gerebelleer het, om soos Jahwe te wil wees, Jesaja 14. Die helfte het gebeur met Adam en Eva, toe hulle gesê het, maar ons wil ook soos Jahwe wees, deur goed en kwaad te ken. Daai rebellie was nog altyd die wortel daarvan, en daarom roep die hele evangelie ons terug na die erkenning van die heerskappy van Yeshua. En Yeshua neem daai heerskappy deur sy sterfte en sy opstanding, sodat wanneer hy opstaan, hy kan sê aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. En die hele evangeliese boodskap is dit, die heerskappy van Yeshua. En daarom die tema van vanmôre se boodskap is, wie sit op die troon, en as ek dit persoonlik kan maak vir elkeen van ons, wie sit op die troon van jou lewe? Wie regeer absoluut jou lewe? Wanneer ons dus oor sonde praat, en ons kom terug na die rebellie toe, dan dink ons dikwels aan die dade van leuns en woede en vuil taal, egbreek, diefstal, noem dit op, en ons dink baie keer daaraan, maar die wortel van dit alles begin by die ek, begin by waar ek wil wees. Want die Bybel gee ons 'n baie dieper oorsprong as net die sonde self. Vir die Bybel gaan dit oor die rebellie teen Jahwe. En daarom is dit in sy diepste kern, en nou moet julle by my bly. Elke sonde getuienis van ek wil nie hê Jahwe moet oor my regeer nie, ek wil doen wat ek wil, ek regeer oor my lewe. Dis in die diepste kern die getuienis van elke sonde en elke rebellie teen Jahwe. Want in werklikheid, as hy koning van my lewe is, moet hy koning wees van al my gedagtes, al my woorde en al my dade. En nou kan ons eerlik vir mekaar sê, skiet ons tekort daarin. Kom ek vra eers so, rebelleer jy dikwels? Want die eerste ding voordat jy kan ophou is om te erken, ja, ek en jy, en dis waar ons nou gaan uitkom, ek en jy dikwels in onsself is letterlik, asof ek so behept en besig is met myself, ek skyt Jahwe se wil een kant. En hoor mooi, in godsdienst kan jy aangaan om Jahwe te dien, maar jy kan hieronder dag na dag, of elke tweede dag doen net wat jy wil. En dit gebeur in ons lewens. Dis die hartseer daarvan, ons gaan nou daarby uitkom. En daarom, die belangrikste, dieselfde rebellie, dit moet ons onthou, dieselfde rebellie wat in Satan was, voor die grondlegging van die wêreld, wat in Adam en Eva in die tuin van Eden is nou nog in jou sarks, in jou vlees. Die Griekse woord is sarks, in jou vlees. Die eerste ding wat ek en jy moet weet is, as my vlees 'n kans kry, gaan hy sy eie pad vat. Kom ek draai dit andersom. Nardes, as jou vlees 'n kans kry, gaan hy rebelleer teen Jahwe. Solied, klop daar by jou? Ek wil 'n job daar by jou? Verseker, die een ding wat ons weet, as my vlees, ek wil sê, met die mooi Afrikaans, 'n kat se kans kry, gaan hy rebelleer. Ek hoef hom nie uit te nooi nie, onthou ons het al in die verlede gesê, die sonde kom van self. Die sonde, ons gaan nou kom oor die aanbidding, maar die sonde kom van self, jy hoef hom nie in te nooi nie, dit kom van self. En daarom is ons stryd om werklik die heerskappy van Jahwe oor my lewe te getuig. En dis die evangelie. Om van my eie troontjie af te klim en te erken Jahwe sit reeds op die troon. En dis die belangrikheid, dis die fokus. Want dit was nog altyd die stryd deur al die eeue, dat die Satan in alles, daai rebellie van hom, die rebellie van Adam en Eva, die rebellie van Israel deur al die eeue, is, ons soek 'n koning. Julle kan van Israel onthou, ons soek 'n fisiese koning, ons wil agter 'n koning aanloop. Ons soek 'n man wat ons kan sien. En wat soek hulle nog? Kan julle onthou, wat het hulle spesifiek gesoek in Saul? Hoekom gee Jahwe vir hulle 'n man wat amper 7 voet is? Hoekom gee hulle vir 'n man wat uittroon onder die volk? Want wat het die volk gesoek?
'n man wat voor hulle in die oorlog kon stuur. Kan julle onthou, toe ons, dis nou seker 2-3 jaar terug, wat ons gehandel het bietjie oor Dawid. Kan julle onthou, en dit waarop jy steun, dit gaan jou oordeel word. Kan julle dit onthou? Nou as jy 'n groot man soek, wat jou kan lei in die oorlog, wat stuur Jaweh vir jou daarna? 'n nog groter vyand in Goliat. Wat nog groter is as Saul, om te wys dat jy help nie vertrou op die vlees, of dit wat jy kan sien, of op mense nie. Die enigste een op wie ons kan vertrou is Vader Jaweh self. Nou gaan ons terug na Romeine 1 toe. Blaai gou daar na Romeine 1 toe. En julle gaan sien dat die kern daarvan bly steeds alle sonde en die beginsel van ons, waar ons nie onderwerp aan Vader Jaweh nie, is daai beginsel om hom nie te erken as God nie. Nou lees gou daar saam met my vers 19, omdat wat van Elohim, omdat wat van God geken kan word, in hulle geopenbaar is, want Jaweh het dit aan hulle geopenbaar. Jaweh openbaar homself in sy skepping aan ons almal, dis die belangrike beginsel. Nou kom en hy sê, alhoewel hulle Jaweh geken het as God, het hulle hom nie geëer as God nie. Bly nou by my, vers 21. Omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik het of gedank het nie. Dis die deel waar ek opkyk. Ek en jy worstel self dikwels daarmee. Ons weet Jaweh is God, maar ons erken en eer hom nie altyd as God nie. En dis waar ons moet sê, Jaweh, wees ons genadig, maar ons gaan nou daarby uitkom. Maar ons moet almal, die eerste deel is om te erken, ons almal is skuldig. Ons almal is nietig. En as ons kyk na ons volk se geskiedenis, dan is ons oorweldigend skuldig. Die mense in sy hart, ek sal besluit. Ek dien Jaweh, maar ek besluit ook. Ek is 'n kind van Jaweh, maar ek kan doen wat ek wil. En dit is een van die grootste gevare wat plaasvind in. Ons sien dit baie duidelik geïllustreer in fariseërskap. In fariseërskap kan jy sê, maar ek dien Jaweh. Ek het hierdie reëls waarmee ek Jaweh dien, maar die meeste daarvan is self gefabriseerd. Die meeste is my gemak, wat ek besluit hoe ek Jaweh dien. En ek meet al die ander mense aan my reëls waarmee ek Jaweh wil dien, in plaas daarvan om in totaliteit niks te wees in myself nie. Want geliefdes, as daar een gebed is in my hart, vir ons as gemeente ook oor die lang termyn, dan is dit om regtig ons te verheug oor die oorwinning oor sonde. En wat ek daarmee bedoel is, daar's so sterk fokus in fariseërskap op, ander het nou weer dit gedoen, of Tobie het nou weer dit gedoen. Maar die blydskap oor die oorwinning oor sonde is nie altyd daar nie. Dis amper asof iemand gekenmerk word aan iets wat hy een keer gedoen het, of een keer gesê het, of een keer sy meer verloor het, of wat ook al, terwyl die boodskap van die evangelie is, daai sondaar wat tot bekering kom, is daar blydskap in die hemele daaroor. En julle in ons eie lewens moet daar in ons eie lewens 'n blydskap wees oor die oorwinning oor sonde, want ons is almal skuldig. Dit help nie ons maak asof ons nie sondig is nie. En ons leef in 'n wêreld, in 'n godsdienstige wêreld, waar dit amper verswyg word om te sê, ja, ek is sondig en alles, maar is daar ver op die horison. Maar die werklikheid, ons ken ons vlees, ons ken my eie rebellie in my eie hart, en is daai onderwerping aan Jaweh. Ek verlustig my elke keer as ek my onderwerp aan Jaweh. Ek is dankbaar Jaweh elke keer as ek my kan onderwerp. Nie wy wil nie, laat u wil geskied. Elke keer as ek kan in. Luther het 'n mooi ding gesê. Luther het gesê die mens se hart buig altyd in tot homself. In plaas daarvan om voor Jaweh te buig. Hy het dit geïllustreer as die mens buig altyd voor homself. Wat hy daarmee bedoel het, my wil, my ek, my begeertes, my drome, my gemak, dis vir my die belangrikste. En ek wil dit vanmôre vir elkeen van ons vra. Wat is vandag vir jou die belangrikste? Jou gemak, jou lewe, jou wil, of die wil van Jaweh? Is jy bereid om jouself ongerief te ag ter wille van Vader Jaweh? Oom Mac, leef ons in 'n gemaklike wêreld vandag? Ons leef in 'n onsaglike gemak. Wie van julle het vanmôre warm water gehad? Wie van julle het vanmôre met 'n was daar van ons wat nie gehad het nie, of minder gehad het? Wie van julle het met die voet hier toe gestap? Wie van julle het gisterand buite in die oopte geslaap?
Julle, ons het dit baie meer gemaklik as die rykstes van die rykstes van die rykstes 150 jaar terug. Dis net hoe dit is. Die gemak waarmee ons leef, hierdie afgelope laas, is ons, maar die gevaar daarvan, ons word gemaklik. Ek net so bietjie ongerief en dis nie geskik vir my nie. En ek is nie meer lus nie. Julle, as ons 1000 jaar moet teruggaan. Ek wonder hoeveel, ek dink dieselfde. Ek dink die helfte van ons gaan nie ek en Kluis, gaan nie 3 weke maak as ek en jy in die Vrystaat in die oopte moet wees, in die winter, in 'n Ossewa, of in 'n konsentrasiekamp of iets nie. Ons is so gemaklik, maar die probleem daarmee is, dit spoel oor in ons geestelike lewe. Ons word gemaklik ook in ons geestelike lewe teenoor Vader Jahwe. Nou, Luther het gesê, die mens buig in tot homself, alles draai om homself, alles gaan oor my eer, my begeertes. Kom ek vra eers vir u, steek gou hand op, wie van julle stoei so bietjie, dat jy wil gemaklik wees? Wie van julle hou daarvan, as dit tot jou eie eer is? Wie van julle hou daarvan, as dinge loop soos jy dit wil hê? Wie van julle raak soms so bietjie krapperig, as dinge nie loop soos wat jy dit wil hê nie? En dis ons self, dis ons vlees, en ons kan net erken, ons kan net voor Jahwe buig en sê, wie julle partykeer kan ons langs onsself staan, en ons kan sê, soos Paulus sê, o wee nietige mens, wat kan jou red? Want wragtig, jy kan nie jouself red nie. Jy is verlore tot in die ekstreme vorm. En Paulus het iets daarvan verstaan, en dis daai deel, want wat bly dan nou oor, wanneer ek en jy ons eie gebrokendheid sien, wat bly oor daarvan? Dat ons op ons aangesigte voor Jahwe neerwerp en sê, Jahwe, ons enigste hoop is U. En ja, die wêreld wil ons besig hou. Die wêreld wil ons besig hou met baie groot drome, met baie advertensies, baie planne, baie 3-punt planne en 5-punt planne en al daai goeters, om jou so besig te hou met om verdoof te word. Sodat jy so besig is met hierdie goed, jy vergeet eintlik waaroor die lewe gaan. Jy vergeet eintlik wie sit op die troon. Jy vergeet eintlik jou eie gebrokendheid. En jy word kunsmatig met dopamine aan die gang gehou. En jy jaag dit later na, jy het hierdie kunsmatige lewe. Ek wil amper vir julle vra, moet nou nie hardop antwoord nie, maar wie van julle het vir die afgelope 2 weke vir 'n halfuur net stil gesit met niks? Net met niks. Net stil gesit. Ek wonder of dit vandag nog amper gebeur. Ons is so oorgestimuleer en verbruikers van alles. Maar daar is iets daarvan wat ons 'n diepte ook verloor in dit. En daarom, julle, daar's een ding wat voor jou en my harte die duidelikste moet getuig. Die heerskappy van Yeshua. Want bekering is juis die terugkeer na die herstel van die heerskappy van Jahwe. Hoor mooi. Wat is die sentrale tema van bekering? Die sentrale tema van bekering is dat Jahwe, ek is sondig en ek het U nodig, en daarom ek bely my enigste hoop is die een wat opgestaan het, gesterf het en opgestaan het en heers, en in hom het ek 'n erfenis, in hom het ek 'n hoop. Dis die hele beginsel van bekering. Ek draai weg van myself. Ek dien nie meer myself nie. Wat het ek gedoen voor bekering? Wie het ek gedien voor bekering? Myself, my eie ek, my begeertes. Bekering was juist daai getuienis, ek draai weg van myself af en ek dien hom wat op die troon sit. Dis ons getuienis. Maar die probleem baie keer soos die tyd aangaan, kom die vlees weer so van by die agterdeur in. En ons dien nog Jahwe, in ons harte dien ons nog Jahwe, maar iewers by die vlees raak dit so bietjie louer en louer en louer. Nou die belangrikheid wanneer ons daaroor praat is dat elkeen van ons, blaai gaan na Lukas 9 toe. Blaai gaan na Lukas 9 toe. En geliefdes, dis juis hoekom ons mekaar dikwels daaraan moet herinner.
Lukas 9 vers 23, kom Yeshua en hy sê, juist vir ons daai beginsel, en hy sê vir almal, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis, sy vloekpaal elke dag opneem en my volg. Die hele tema, die hele beginsel is die aflê van myself. Die hele gedagte selfverloning is die teenoorgestelde as wat by Eden gebeur het. Wat het in Eden gebeur? In Eden het die mens gesê, ons wil soos Jahwe wees, ons wil God wees. Bekering is, ek lê myself neer. Ek is niks nie, ek regeer nie. Yeshua, U is heerser van my lewe. Die vraag dan nou vanmôre vir elkeen van ons, terwyl ons verder gaan. Hoe dikwels buig ek en jy doelbewus voor Jahwe en sê Vader, nie my wil nie, laat U wil geskied. Hoe dikwels word ons stil en net in kalmte, maar gaan nou verder daarmee gaan. Daar is 2 koninkryke. Die koninkryk van die ek, of die koninkryk van die selfverheffing van Satan. En ek wil gou julle moet hoor, kyk gou vinnig net op, as ek dit sê. Wanneer ons die Satan wil nie hê ons moet hom aanbid nie. Die Satan wil jy met jouself aanbid. Wil jy dit onthou? Satan se grootste aanslag op ons lewens is nie om hom te aanbid nie. Is om jouself te aanbid. Die hele plan van die bose mag is om te sê, jy kan God wees. Wat het hy vir Adam en Eva gesê? Julle kan soos Jahwe wees. Dit was die hele boodskap. En onthou daarom, moenie die fout maak om te sê, maar ek aanbid nie Satan nie. Die oomblik wanneer ek die ek aanbid, is die werk van Satan in jou lewe volbring. Dis wat hy wil hê. Daar's nêrens aan, en dit moet ons onthou. En daarom ons vyandskap is die onderwerping aan Jahwe. Ons stryd wat in ons staan, is juis om te onderwerp aan Jahwe. Nie my wil nie, nie my eer nie, nie my begeertes nie, nie my waarheid nie, nie my die ek van myself nie. Die een beginsel, die buiging voor Jahwe. U wil, U eer, U naam, U wil tot U lof. Die vraag dan nou waarby ons kom. Wat is die, kom ons begin eers, gee eers 'n tree terug. Wie van julle voel partykeer in jou vlees moedeloos? Voel amper, dit help amper, en soos Paulus daar in Romeine 7, die goeie wat ek wil dit doen, en die slegte wat ek nie wil nie, dit doen ek. O nietige mens, o ek elendige mens, wie sal my kan, dis so ons voel in ons vlees. Maar dis daai tyd wat ons kan sê, ons het een getuienis, ons het 'n koning op die troon, wat met al my swakhede medelee het. En die fokus is nie my perfeksie nie, die fokus is my onderwerping. En my fokus, en hierdie is die kern van die boodskap, en ek wil asseblief hê, dit moet duidelik by elkeen van ons wees. En daarom word ons geroep, kom gaan in Johannes 15 toe. Daarom word ons geroep, omdat Jahwe ons eie swakheid ken, omdat Jahwe die nietigheid ken, en ook vir ons as gelowig is, tot die dag dat Yeshua kom, het ons 'n sarks, het ons 'n vlees, en my vlees gaan my aftrek, my vlees gaan my wil hê ek moet myself aanbid. En daai vlees gaan altyd probeer, en daarom hierdie tema, voordat ons dit lees, my en jou enigste behoud as gelowiges, is die vervulling van die woorde van Yeshua, bly in my. Wat beteken dit? 'n doelgerigte, lewende wandel, nou en hier met Yeshua. Hoor mooi, dis nou en hier, dis elke oomblik werklik, dis om in daai oomblik van werklikheid, môreoggend 9:00, in Yeshua te wandel. Dis nie 'n staat nie, dis 'n bewustheid, ek en U een my. Ons lees daar Johannes 15 vers 1. Ek is die ware wynstok en my Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie,
neem hy weg en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Julle is al reeds rein deur die woorde wat ek tot julle gespreek het. Bly in my soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit in die wynstok nie bly nie, so julle ook as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok en julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Julle hoor mooi. Partykeer het ons hierdie boonste, ek wil amper sê dakkie. Ons dien Jahwe, ek is 'n gelowige. Maar hieronder word dit uitgekalwe. Stelselmatig, ek is nog 'n gelowige, ek vloek nie en ek skel nie en ek doen nie dit nie, maar dalk laat ek my meer toe, of dalk laat ek dit toe, of dalk laat ek dit toe. Maar ek is nog steeds 'n gelowige. Maar weet julle wat die wonderlikheid, en dan kan ons baie keer vir mekaar sê, en dan probeer ons daai sonde te bekamp. Ons probeer dit stry, want ek is 'n kind van Jahwe en ek het hierdie stryd teen sonde. Maar dit werk nie met my ons het al in die verlede gesê, hoe harder ek beklei, hoe harder ek probeer, ek kry dit nie gewen nie. Die enigste manier om dit te wen is, bly in my. Hy wandel in Jahwe. Nou wat beteken dit? Wat beteken om in Jahwe te wandel? Om in Yeshua te bly. Kan julle onthou, 'n rukkie terug het ons gespreek, het ons gepraat oor die lewende water, om waar drink jy water? En ons het gesê, Yeshua gebruik die hele beginsel. Eerstens, in die Ou Testament, waar drink jy water? As dit waarop jy, die water wat jy drink, is dit waarop jy vertrou. Julle kan onthou, Israel, hulle die water van die Efraat gedrink, hulle die water van Egipte gedrink. Jahwe twis met hulle daaroor, want julle vertrou my nie, maar julle vertrou op Egipte, julle vertrou op Assirië. Nou dieselfde nou met ons. Watter water drink jy? Wie vertrou jy vir jou lewe? Aan wie behoort jou lewe? Die water wat ons drink is 'n simbool om te sê waaruit lewe ek en jy. Kom ons maak dit eenvoudig. Wanneer ek opstaan in die oggend, wat is die eerste en die belangrike? Om water te drink, om die fontein van die lewende water te drink, is om te getuig, ek staan op deur die genade van Jahwe. Ek is hier om hom te verheerlik. En julle, dit is so belangrik dat dit my lewe vul. En dat my dagtaak wat ek kan doen ek tot eer van hom. Hy regeer. Hy het my uitverkies, hy het my aangestel, hy het my verlos, hy het my nuut gemaak, sodat ek die werk wat ek doen na die beste van my vermoë kan doen. Sodat ek kan optree met die wat om my is in my huisgesin en met die mede-kollegas en alles binne die orde van Jahwe. Maar ek is duidelik bewus van my verhouding met Jahwe. En daarom as jy wakker word in die nag, wat is vir jou die belangrikste? Of wat is jou heldere oortuiging? As jy nou so uit die slaap uit wakker word, wat is jou belang? Ek behoort aan Jahwe. Maak nie saak as daar gevaar is nie, maak nie saak as daar voorspoed is nie, maak nie saak wat nie, ek behoort aan Jahwe. En julle vanmôre se boodskap gaan oor daai beginsel, dat Yeshua het oorwin, hy sit op die troon, en hy kom na jou en my toe, my juk is sag, my las is lig, kom na my toe, kom drink van hierdie water, kom bly in my, ek en jou, ek het jou lief met 'n ewige liefde, ek hou jou vas. Die enigste manier hoe jy gaan oorleef, om die ewige lewe te beerwe, as jy in my bly, as jy wegdwaal soos 'n skaap, gaan jy geroof word, gesteel word, want sonde baar sonde, en daai rebellie, dit begin by jou rebellie, om my nie te ag as die een wat op die troon sit nie, want ek is waardig om bid te word. En daarom, jy kan die mooiste goeie werke hê, dit beteken ikabod. Want goeie werke beteken niks nie, as jy nie erken wie op die troon sit nie. En daarom, julle gaan dit nie in ons, die hele belangrikheid van jou en my hele lewe is om te drink by die fontein, u sit op die troon. U het my verlos. Ek leef uit u uit, dis u genade, dis u liefde. Julle, as ons nou moet eerlik wees, en ons kyk na die geskiedenis van Israel, as daar twee dinge wat uitstaan, die onvermoë en die gebrek aan Israel, so ek nou vanmôre vir u moet vra, noem vir my oomblikke waar Israel gesondig het. Noem vir my konings in Israel wat goddeloos was. Dan gaan julle 'n menigte kan noem. Noem vir my konings wat Jahwe gedien het. Ons is bitter beperk. Daar's net een behoud vir my en vir jou. Ons buiging voor Jahwe. Vanmôre se boodskap is om elkeen van ons te bemoedig. Om te sê, weet jy, erken in jouself jou onvermoë. Wees eerlik met jouself en sê, ek is swak en ek is nietig en in myself is ek niks nie. Maar die woord het dit gesê, buiten my kan julle niks doen nie. Daarom roep Paulus, verlustig jou in hom.
Daarom julle vanmôre se boodskap is, wie sit op jou troon? Om wie dra jou lewe? Wanneer jy wakker word in die oggend, wie wil jy behaag? As daar iets skeefloop in die dag, op wie vertrou jy? Wie hou jou lewe vas? Kom ons vra dit so. As daar iets slegs gebeur in jou lewe, wie is die een wat jou vashou? Of is dit jy wat moet beklei en stry teen die wêreld? Jahwe wat jou vashou. My en jou enigste bekommernis is om vrug te dra tot eer van Jahwe in elke situasie. Dis ons werk. Wat was Jahwe se opdrag aan Israel deur al die eeue? Vertrou my. Ek sal die vyand stry. Ek sal die reën gee. Ek sal beskik, ek sal bepaal, ek sal al daai dinge doen. Wat moet jy doen? Wag op Jahwe. En nou, daai hele beeld van, hoor nou, bly in hom, drink van die lewende water, wag op hom, is alles beelde wat Jahwe gee om jou en my uit te druk, dat ek en jy doelbewus met hom besig is. Hier waar jy nou sit, Jahwe, ek behoort aan U. Om stil te word, hoor mooi, om stil te word, en net hom te bedink. Nie wat jy wil hê nie wat voorlê vandag nie, net hom vir 'n oomblik te bedink. Dis om by die fontein van die lewende water te drink. Om vir 'n oomblik net te bedink, U is God, U is almagtig, U is koning. Vergeet van my behoeftes en wat vir my voorlê en wat gebeur het en al daai dinge. Jahwe, U is die almagtig. Net vir 'n wyl, daai fokus, daai ingestel. En omdat U dit is, en U het my so lief. En ek stel nie so dikwels te leer, maar U genade is my so groot, en U het my sondes bely, U het my sondes vergewe, en ek dank U daarvoor. U het vir my 'n hoopvolle toekoms in Yeshua, en ek eer U daarvoor. Ek het 'n afwagting om in die ewige lewe te wees, saam met Yeshua, deur U genade. Ek is so dankbaar vir U goedheid en die genade, wat U elke dag vir my gee, dat ek kan sien, dat ek kan hoor, dat my hart klop, dat ek gesondheid het, dat ek alles, dat ek familie het, mense wat lief is vir my, vriende, 'n gemeente, om saam met gelowiges, ja, ek het so baie om voor dankbaar te wees. En ek ontvang dit nie deur myself nie, maar U genade alleen. En daarom, help my om vandag U welbehaaglik te wees. Help my wanneer ek met ander praat, getuie te wees van Yeshua, van die een wat op my troon sit. Dat wanneer ek in 'n krisis is, ek optree volgens die een wat op my troon sit. Wanneer ek teëstand kry, wanneer ander my te nakom, dat ek kan getuig, maar hy sit op my troon en ek tree op volgens hom. Geliefdes, ek wil afsluit vanmôre. Daar is 'n geweldige behoefte in ons lewens om stil te word en te drink by die fontein van die lewende water. Om te wag op Jahwe. En ek wil dit haalbaar en prakties maak. Hoe meer jy dit kan doen, hoe beter. Maar ek wil amper vir jou vra, ten minste, want ek wil dit nou haalbaar 'n haalbare ding maak, ten minste, probeer om vir 15 minute elke dag alles een kant toe te skuif. En net so 'n bietjie stil te word by Jahwe. En al begin jy by 10 minute en jy groei dit. Net in Jahwe U goedheid, U genade. En as jy dit klaar is, dan kan jy vir Vader Jahwe sê, Vader, dankie, dat U goedheid so groot is, dat my vandag veilig is in U. Dankie vir dit wat U vandag, dankie dat ek môre aan U kan opdra, dankie dat ek dan met al my behoeftes en gebed en smeking kan bekend maak, maar vir 'n oomblik net aan Jahwe. En dankie vir U genade en vir die God wat U is. Geliefdes, mag dit regtig ook by elkeen van ons daai diepte bring van 'n verhouding met Jahwe, dat dit groei. Kom ons staan dan met ons saam. Vader Jahwe, dankie dat ons as U kinders ook vanmôre kan kom en kan getuig van U goedheid. Dat U ons in liefde geskaap het, Vader Jahwe, dat U ons so lief gehad het, dat U genade so oorvloedig oor ons was, en ons dink aan ons volk se geskiedenis,
Ons dink aan elke oomblik wanneer U ingegryp het en gered het, Vader Jahwe, dat U 'n geslag van Dawid bewaar het, sodat Yeshua gebore kon word. Vader Jahwe, dat U daardie wonderlike belofte wat gee, solank as wat daar 'n son, maan en sterre is, solank as wat ons die see se golwe sien, so lank sal ons as volk voor U bestaan. Want Vader Jahwe, dis nie gebaseer op ons prestasie nie, maar alleenlik U genade. En daarvoor sê ons dankie, want ons sien ons eie sonde, ons sien ons eie hardkoppigheid, en ons sien onsself so in daardie profesie oor aan Jeremia, en wanneer U vir Jeremia roep en sê dat U maak sy aangesig kliphard, sodat hy teen hierdie volk sal stry, want hulle gaan nie wil hoor nie. Vader Jahwe, ons sien ons eie swakheid, en dan kan ons saam met die profeet kan ons net bid, bekeer ons, dan sal ons waarlik bekeerd wees. Vader Jahwe, ons wil vanmôre kom en spesiaal vra, wil U met elkeen van ons bemoeienis maak? Wil U ons stil maak in werklike erkenning van wie sit op die troon, en wanneer ons agterkom dat ons eie gemak en ons eie wil en ons eie belangrikheid belangriker vir ons word as U wil, en ons eie vermaak, Vader Jahwe, dat ons sal stil word en vra, wat is U wil? Dankie dat ons as gemeente vanmôre kan kom en vra, raak U ons harte aan. Wees U die een wat ons roep en wat ons trek en wat ons vorm tot lof en tot eer van U naam. Word dan verheerlik in ons lewens, ons bid dit in Yeshua se naam alleen. Amen. Geliefdes, voor ek die seën uitspreek, wil ek ook duidelik sê, almal van ons ervaar op 'n stadium soms dat is amper asof die lewe en die dinge so dol raak, dat Jahwe se ons prioriteit vir Jahwe word amper so bietjie, dit taam so bietjie. Een van die kragtigste wapens wat ons het teen dit, is om vir Jahwe te bid, Vader, trek U my. As jy agterkom, maar jy het nie 'n begeerte om nou noodwendig woord te lees nie, baie van ons ervaar dit op 'n stadium. Jy ervaar, ek moet Bybel lees, ek moet Jahwe dien, maar ek ervaar nie nou daai behoefte nie, ek so besig met allerlei ander dinge, gaan na Jahwe toe, Vader, trek U my asseblief. Wees eerlik met Jahwe. Sê vir Jahwe, Vader, op hierdie stadium voel ek nie daai behoefte, ek so gestimuleer deur hierdie ander dinge, ek so besig met hierdie dinge. Trek U my asseblief. Werk U in my, skep U in my hart daai begeerte dat ek U wil dien. Jahwe is getrou dat dit wat ons hom vra, gee hy vir ons. So hoor mooi, as jy worstel daarmee, sê Jahwe, trek U my, skep U in my die begeerte om U te wil dien. En dan die belangrikheid. Daar's 2 koninkryke. Die een koninkryk sê, van Satan sê, jy kan God wees. Jou eie wil. En die koninkryk van Yeshua sê, sy woorde wat hy bid, nie my wil nie, maar laat U wil geskied. Terwyl ons net so staan, kom ons hef ons hande op en ons ontvang die seën van ons Vader. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.